Die stelsel het ons oortuig dat geld God is en dat sonder geld ons verlore is. Dat God ons nie eers kan help nie. En dit is baie goed om geloof te hê, ja, maar dit help nie om te glo of om te hoop as daar nie hoop is nie. Dit is so abstrak dat jy jou hele lewe kan wy aan die verkryging daarvan. Net om aan die einde daarvan eintlik te besef dat jy niks bereik het nie. Dit gaan oor die betekenis wat die lewe vir jou het. En hoekom is dit so dat Elon Musk, al die mense van Facebook, Microsoft, hoekom is genoeg nooit genoeg nie? Hoekom wil hulle nog maak? Hulle kan mos lankal gaan stil sit en 'n bietjie relax, sonder om soveel moeilikheid en verdriet te veroorsaak. Nou die ekonomie gaan nie oor groei nie. Dit gaan oor die ontginning van energie van mense, en omdat die ekonomie op jou energie fokus, moet die stelsel jou angstig maak. Wat is die doeltreffendste manier om jou angstig te maak? Hoekom is die grootste paniek wat ek het, om basics te bekostig, om skuld te hê. Jy kry 'n lening vir 'n kar of 'n huis, maar die rente is so hoog dat jy dit nooit regtig afbetaal nie, behalwe as jy aan die einde van jou lewe is. Nou hierdie konstante angs dwing jou om harder te werk vir die klas wat in beheer is. Kom ons praat van, sê nou maar pa, ouma het almal baie hard gewerk vir iets, 'n plaas, huise, wat ook al, geld in die bank. Daar is altyd 'n manier wat hulle gaan vind om dit weg te vat. So die politici is vegters vir oorlewing van 'n vals stelsel. Wat ons op die nuus sien, die gevegte oor grond, debatte in die parlement, is baie keer net 'n show. Dis die illusie van keuse, A teen B, B teen C, A teen C. Want hierdie mense in die politiek het lankal besef dat as mense agterkom hulle word uitgebuit, hulle sal beklei. Daar sal 'n opstand wees. So die mense in die politieke wêreld begin al hoe meer lieg vandag. Want vir hulle is dit ook 'n stryd om oorlewing. Hulle gebruik die stelsel van rykdomvernietiging om almal besig te hou. Plase, belasting, inspekteurs, strenger wette, digital IDs, wat ook al. En in Suid-Afrika sien ons presies dieselfde ding gebeur. Dit is kunsmatige onstabiliteit. Krisisse word geskep of toegelaat om mense senuweeagtig en angstig te hou. Nou, met die grondstryd is dit 'n ander ding. Dit gaan nie oor geregtigheid nie, maar dit gaan oor die voorkoming dat mense nie self kan voorsien nie. Hulle wil nie hê dat mense nie afhanklik van die staat is nie. Daar moet 'n rescue package wees. Daar moet 'n gevoel wees dat die staat sal ingryp as daar probleme is. So, kom ons sê as die boere, sê ongewone mense, te veel geld bymekaar maak. Dink die regering hulle word lui en onafhanklik. Hulle het ook nou nie meer so groot inkomste nie, so die belasting is ook nou nie meer daar wat dit moet wees nie. Nou wat doen hierdie politieke mense? Hulle brand die wêreld af, hulle veroorsaak politieke onrus, hulle veroorsaak onstabiliteit, en hulle maak seker dat jy aanhou beklei om te oorlewe. Nie 'n oomblik van rus en vrede nie. Nou die transnasionale ontsnaproete is 'n baie bekende ding. Die politieke leiers, die superrykes, het geen lojaliteit aan die Suid-Afrikaanse vlag nie. Never mind, julle Afrikaners, Engelse, Zulus, Khoisas, whoever julle is, don't think they care. Hulle speel 'n baie slim liegrol. Hulle wat baie geld het, is deel van die transnasionale kapitaalsisteem. Wanneer die chaos wat hulle geskep het te groot word, klim hulle op 'n jet en hulle gaan Dubai, Singapore, Thailand,
waar ook al. Vandag gaan hulle minder belasting betaal en hulle word deur hulle vriende beskerm en hulle vermy die konflik. Hulle staan net uit die water uit. Hulle wag tot die gewone mense van die land hulle self so bankrot beklei en emosioneel uitgeput het, dat hulle weer terugkom om die samelewing weer te herbou op 'n goedkoop manier en dan weer aandele in alles te kry en so raak die monster al hoe sterker. So wat jy sien, is nie wat jy kry nie. Die gevegte op televisie, op social media, Julius Malema, die DA, Helen Zille, Ramaphosa, whoever, kommissie die, kommissie daai. Daar kom nooit, daar is iemand wat aan die pen ry nie. Die skuld in jou bankrekening is die tralies. Ons word gelei deur leuns wat ontwerp is om ons moeg te maak en ons uit te put en ons moedeloos te maak tot op die laaste druppel. So, hoe ontmasker ons hierdie illusie van God as geld? Die eerste ding is om te besef dat geld beide niks en alles is nie. Dis 'n abstrakte konsep wat gebruik word om die fokus, die betekenis, die diepte van jou lewe weg te vat. Elkeen wil 'n groter kar, 'n groter die, 'n beter huis hê. Elkeen wil 'n nuwe kar, 'n groter huis, 'n plaas, wat ook al hê. Die probleem is dat met die koms van die internet, sosiale media, TikTok, Facebook, Instagram, al die goed, het mense hulle betekenis in die lewe verloor. So die waardestelsel moet herskryf raak. Om rykdom as die enigste maatstaf van sukses te sien, aangesien die jag na meer geld mense in 'n eindelose siklus van niks bereik nie vasvang, raak dit 'n probleem. Die ander ding is, verminder jou afhanklikheid. Hoe minder jy die abstrakte geldeenheid van die rand of die dollar of wat ook al aanbid, hoe minder beheer het hulle oor jou fisiese en geestelike energie. Want jy moet die skuld en angs siklus breek. Die stelsel gebruik skuld kunsmatig om angs te skep, wat jou dwing om harder te werk as wat dit nodig is. So, finansiële weerbaarheid is 'n belangrike ding. Deur skuld te vermy of aggressief af te betaal, is 'n baie goeie primêre meganisme wat jy kan gebruik om jou bietjie te onttrek uit daai stelsel uit. Die ander dinge wat jy moet weet is, jy moet geestelike rustigheid hê om te weet dat die ekonomie in siklusse loop en baie dikwels kunsmatig is. Maar dit is spesifiek geskep om jou rykdom en eiendom te vernietig en jou emosioneel af te breek. Moenie dat die geskepte angs, die kunsmatige angs, jou optrede beïnvloed nie. Die have en die have-nots het maar altyd 'n konflik en daai konflik word lekker aangejaag deur die politiek. Maar onthou, op die einde van die dag is dit ook die have-nots wat teen mekaar begin beklei. So gou as wat ons 'n bietjie vrede in die land kan kry en almal die politieke wêreld sien vir wat dit is. Die beheerklas en die onderklas. Ek gee nie om hoeveel geld jy het nie. Jy is onder beheer van 'n stelsel wat 'n geweer teen jou kop hou. Want dit is eintlik wat hulle wil hê. Hulle wil hê die werkersklas, die normale mense, wil hulle hê moet mekaar vernietig sodat hulle kan terugkom op hulle eie terme en niemand krag het om hulle nog aan te vat nie. Die oplossing is om nie in die struik van sosiale konflik te trap wat deur hulle beleide geskep is nie. Maar nou ja, die probleem is dat mense word geleer om gehoorsaam te wees. Niemand wil beklei nie. Want raai wat dan? Dan vat ons jou eiendom weg. Jou rykdom, jou God word weggeneem. So, die groot ding is dat 'n goeie begin onder ons Suid-Afrikaners, ek praat van almal. Byvoorbeeld, sê maar die ou wat ek 'n woonstel behuur, moet ophou met hierdie God-geld situasie. Die stelsel, die morele selfstandigheid van mense het verbygegaan. Hulle moet weier om aaklige goed aan ander mense te doen of om hulle medelandsgenote uit te buit, bloot omdat hulle 'n stelsel of 'n politieke leier regverdig. Die ander ding is om kritiek te dink. Besef dat die vryheid van keuse is om die vermoë
om vir leiers te stem. Onthou, dit kan net 'n illusie wees om jou gehoorsaam te hou, om te dink jy het 'n sê. En ek moet eintlik nie die video maak nie, want ek moet eintlik werk sodat ek my landlord of die manne wat verskriklike dinge doen vir geld kan betaal. Anders gaan sy smile baie vinnig verdwyn. En dalk is ek dan nie meer welkom nie. Laat ek met my protestantse werketiek voortgaan. En dan kyk ons maar hoe werk dinge vorentoe.